Groot FM 90.5, dit is Ruimteweek. Dit is my baie lekker om met Dr. Roan Steyn te gesels elke liewe dag. Hy gaan vir ons 'n wenk van die dag bring. En vandag begin ons sommer met 'n interessante feit of twee oor die son. Dr. Roan Steyn van die Noordwes Universiteit, ook betrokke by die podcast Sterre Toe. Kom ons hoor wat sê hy oor die son. Goeiedag Sarina, ek hoop jy en die luisteraars gaan hierdie week 'n heerlike ruimteweek geniet en ons skop hierdie ruimteweek af met die hartklop van ons sonnestelsel, die son. Nou daar is so baie dinge wat ons van die son kan sê Sarina, maar vandag gaan ek op die 3 interessantste feite fokus, ten minste in my opinie. So eerstens, kom ons kyk oor hoe groot is die son. Die son is nie net 'n bietjie groot nie, die son is baie groot. So as jy die son soos 'n leebal kon volmaak met aardes, sou jy ongeveer 1,3 miljoen aardes in die son se volume kon inpas. Die son se deursnee is sowat 109 keer die van die aarde. So as ek reg kan onthou, ek dink die deursnee van die son van Noordpool tot Suidpool is 1,3 miljoen kilometer en die deursnee van die aarde is maar 12.000, net onder 13.000 kilometer. So daar kan 109 aardes bo-op mekaar inpas van die Suidpool tot die Noordpool van die son. En die massa alleen van die son is nogal indrukwekkend. Hy maak 99,86% op van die massa van die sonnestelsel. So dit beteken dat al die planete en al die maane en al die asteroïdes en komete en so meer maak maar 0,14% op van die sonnestelsel se massa. Die son is die res. Nou die tweede interessante feit van die son vandag is die diferensiële rotasie. 'n son wat op plekke vinniger draai. Die son draai nie op dieselfde manier om sy eie as die aarde nie. Verskillende breedtegrades van die son draai teen verskillende snelhede. So byvoorbeeld die ewenaar van die son neem ongeveer 25 dae om 1 revolusie te voltooi, en dan die pole van die son neem ongeveer 35 dae. Nou omdat die son 'n magnetiese borrelende plasma is, en mens het hierdie verskillende rotasieperiodes by verskillende plekke, dan trek hierdie magnetiese veldlyne amper soos warm plastiek uitmekaar uit, wanneer hulle weg van mekaar af beweeg uit hulle ankerpunte uit. So diferensiële rotasie is letterlik die klokwerk agter baie van die son se aktiwiteite, so sonvlekke en uitbarstings. Nou derdens, die interessante feit van die son is die sonwind, 'n onsigbare bries wat alles tref. Nou selfs op 'n stil dag blaas die son deurlopend 'n stroom gelaaide deeltjies uit die korona uit. Nou die korona is die boonste deel van die atmosfeer van die son, en die deeltjies wat uit hierdie deel van die son uitkom, die korona, noem ons die sonwind. En op 'n stadige dag of 'n stadige sonwinddag sal 'n mens tipies 'n sonwindsnelheid sien van tussen 300 en 500 km per sekonde. Dit is gewoonlik wat ons sien in die ekwatoriale vlak waar die aarde is, so dit is iets wat ons daagliks by die aarde waarneem. En 'n vinnige sonwind is enigiets tussen 600 en 800 km per sekonde, selfs 1000 km per sekonde is al waargeneem. So die sonwind trek die son se magnetiese veld uit na die sonnestelsel toe, en dit is hoe ons op die aarde magneties gekoppel is as aan die son. En die sonwind is onder andere verantwoordelik vir die poolligte na uitbarstings op die son. Dit beïnvloed radioseine en dan die GPS-toestelle op die aarde. So, die son is 'n ster wat 'n miljoen aardes kan insluk, wat nie oral dieselfde roteer nie, en 'n magnetiese wind blaas wat tot in die uithoeke van ons sonnestelsel waargeneem word. So môre bou ons hierop en kyk ons hoe ruimteweer jou daaglikse lewe beïnvloed, sonder dat jy dit dalk al agtergekom het. So ek sê vir jou baie dankie Sarina, ons gesels môre weer. Baie dankie Dr. Roan Steyn van Sterre Toe. Ons gaan elke dag hierdie week vinnig by hom aansluit om meer feite en interessanthede oor die ruimte met jou te deel. Jou middoggend koffiebreek met Sarina.